vir die diens. Wat 'n wonderlike, kosbare voorreg om steeds hier te kan wees. Dinge kon baie slegter gewees het, ons kon op ander plekke gewees het. Maar ons is die huis van die Here vanmôre om U te eer en te loof en te aanbid. Die God van ewigheid, die God van die gode, bo die gode, die almagtige Skepper. Word verheerlik vanmôre. Dankie vir die kosbare genade, vir die teenwoordigheid, vir die salwing vanmôre, met die sange saam in ons weet vanmôre. Die Here is ons midde. Ek wil vra, Here, dat die woord wat geseënd is reeds in elke hart geseënd sal wees. Die lof, die eer en die aanbidding bring ons aan die koning van die konings. En die volk van die Here sê amen en amen. Snaakse comment uitgelok. Terwyl ek met een van my mense deel Vrydagmiddag en ek ry en ek verduidelik hom die saligheidsplan en wat aan die gang is en waar ons staan, is dit in 'n oomblik, ek kon weet presies waar dit was in die dorp, die hoek van 2 strate, terwyl ek draai, sê die Gees van die Here vir my, en ek kon nie verstaan wat sê hy vir my nie. Jesus weet nie alles nie. En in my gees is daar iets wat opstaan, ek sê, maar dit kan nie wees nie. Jesus ken nie alles nie. Ek sê, Here, maar dit is onmoontlik. Dan gaan die skrif vir u wys vanmôre baie duidelik, baie reguit, wat die Seun van God self sê. Praat die Here my terwyl ek met hierdie man deel en oor sy saligheid en wat aan die gang is. Nu weet ek dat God praat met my. Die Here is die afgelope week met my besig oor Hanna. Hy vat my na Daniel toe, ek sê, Here, die twee het nie verband nie. Gewoonlik wil ons 'n verband hê tussen die twee. En jy sal sien waarheen ons gaan. Nadat ek gebid het en met die Here gepraat het, die Here baie duidelik dit vir my oopgemaak en ek wil u vra om saam by te blaai na die eerste boek van Samuel. En ons lees daar dan van die eerste vers. Samuel 1 vanaf vers 1. Dit is op die bord ook. 1 vanaf vers 1, ons sal sien, ons die verse oorslaan, ons 'n paar verse wat ek wil lees, en dan gaan ons na Daniel toe. Er gaan bewys vanmôre uit die woorde van die Here Jesus self. En ons sing die koortjie, Jesus kan alles doen. My broer het in die gebed hier agter gesing, gesê ook, daar is niks wat Jesus nie kan doen nie. Wil jy moet dit verstaan vanmôre? Van die begin, voor die begin, van ver voor die grondlegging van die aarde af. Die moslim geloof sê, hy is in die 3de hemel gebore, as profeet. Mohammed kom van die 4de hemel af, die skriftuurlik. Maar Johannes sê, in die begin was die woord en die woord was by God. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Is ek reg? Hy was van die begin, dit wil sê ver voor die enige tydperk en die Adamiese begin van Adam, was hy gewees vir ewig en ewig saam met God in die 3 eenheid. En dit is eienaardig dat daar iets vir hom teruggehou is deur die Vader. Daar's 'n rede. Vanmôre dit vir die Gees, die eerste man in my lewe wat ek bedien oor so iets, dat het my getref toe ek het lees, toe besef ek, Here, dit kan mense die mekaar maak, maar vanmôre, ek wil dit graag hê, dat mense moet verstaan en sien wat die woord van die Here sê. Ek wil vir u lees die gelofte van Hanna, ons het dit gelees by die gelofte dag 16 Desember ook, haar gelofte, want daar is 'n verskil, ek wil dit net vinnig noem, as 'n verskil tussen 'n gelofte en 'n belofte. God maak nie 'n gelofte nie. God maak 'n belofte. 'n Gelofte kom van 'n mens af, teenoor 'n owerheid of iemand hoër as hy gewoonlik aan God. Dis 'n gelofte. Hier kom Hanna, sy is die vrou, een van die vroue van Elkana, en sy daar was
'n sekere man uit Ramathaim in Sefit, in die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Rehoboam, die seun van Elia, die seun van Tobi, die seun van Suf, en Efraitit. En hy het 2 vroue gehad. Ek wil net vinnig noem, hulle noem die name altyd belangrik, want kronologies is die opvolging na die koms van Jesus toe, vanuit die Ou Testament, moet die name genoem word in die geslagregister, sodat jy die opvolg kan sien en dit uiteindelik by die openbaring van die Messias op die kruis, sy naam en toe hy gebore is, dat het tot daar kan eindig. Dis waarom die name baie belangrik was in die Ou Testament, die seun van, en so het opgevolg. Vers 2, hy het 2 vroue gehad, en een was Hanna, die naam van die tweede was Penina, en Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van die jaar toe opgegaan uit sy stad om te aanbid, en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli en Hofni en Pinias, die priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer, en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters, sy wat verskeie kinders gehad, dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit, en haar mededingster, dit wil sê Penina, het haar bitterlik geterg, maar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgegaan het in die huis van die Here, so het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. Daarman Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy en waarom eet jy nie en waarom is jou hart bedroef? Is ek nie vir jou beter as 10 seuns nie? Staan Hanna op en nadat hulle geëet het, nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here, en bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u werklik die ellende van die diensmaagd aansien, en aan my dink, en die diensmaagd nie vergeet nie, maar die diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lang gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli haar op haar mond ag gegee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon jy nie hoor nie, en Eli het gedink dat sy dronk was. Vers 15, maar Hanna antwoord en sê, hy het gekonfronteer my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed, wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Ek wil hê, u moet hierop let, dis baie belangrik, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie dienares vir 'n deeg nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee, wat jy van hom gebid het. Daarom sê sy, mag die dienares guns in u oë van die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet, en haar aangesig was anders. Jou ontmoeting by die uitstorting van jou siel voor God, maak jou gelaat, hoe jy lyk, anders. Is ek vrek? Kyk na die ouens om jou wat die Here nie dien nie. Dit sê hulle gelaat, hulle gesigte, hulle optrede is 'n negatiewe, barre, dooie optrede. Jy kan hulle gesigte sien. Maar as jy 'n ontmoeting gehad en jy het met God in persoon, niemand kon hoor wat sy gebid het nie. Haar lippe het beweeg, maar daar iets in haar binneste het sy uitgestort voor God. En haar aangesig was anders.
die seëgedeelte van vers 19, en die Here het aan haar gedink. Toe sy haar belofte gemaak, en die volgende jaar was sy swanger. Vers 22b gedeelte, en eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here, en daar vir altyd bly. Sien, as jy dink van 'n gelofte. 'n Gelofte is soos 'n bindende kontrak voor God. En as jy 'n gelofte doen, is dit iets wat jy by moet bly. En weet jy wat, wanneer 'n kind gespeen is en ouderdomme verskil, 2 tot 3 gewoonlik, en in die Bybelse tyd kan dit 4 wees, soms 5, baie skaars, was hy 'n klein kleuter, en Hanna moes hom saambring tempel toe. Kan u dan dink? Eintlik is dit wreed in ons term. En sy los hom by die priester in die huis van die Here in Silo. Hy moes in sy eie gedeelte slaap. Hy's 'n kleuter. 'n vreemde deel in die tempel. Weg van die priester af, weg van sy ouers af. En daar moes hy dan groot word. En hy het sy opleiding vandat hy kleuter was. Daarom sê die moslim geloof, gee my 'n kind tot by die ouderdom van 7 en die res van hulle lewe sal hulle moslim wees. Dis jou vormingsjare. En ek wil vir jou sê, as jou kind ontneem van die huis van die Here en van die woord van die Here, in die eerste vormingsjare sal die oordeel op hulle terugkom wie nie daardie dissipline toepas. Jou kind moet in die huis van die Here wees om te hoor, wat is die vormingstyd, hoor vanmôre die woord van die Here. Ek preek nie om gewild te wees nie, ek wil vir u sê wat die woord van die Here sê. Dit is baie aardig dat hoe die woord van God werk, en hoe dat hierdie kosbare, wonderlike vleeswording van Christus en daardie almagtige eenheid van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nie van mekaar eintlik geonderskei word nie, alhoewel hulle 3 nie identiteite nie, identiteite is. Elkeen opereer op hulle eie. Maar daar is 'n eenheid. En dis wat dit vir my wonderlik maak. En daarom is dit vir my kosbaar dat hierdie seun van God deur is van die Godheid. En dat alles wat gebeur het, was hy by. En dit weet hy van. Alles wat gebeur het, tot by sy vleeswording, die weet hy van. Alles wat gebeur het, tot by sy volwasse staat, sy bediening tot ongeveer 33,5 jaar, daai 3,5 jaar wat hy aktief bedeel het, het hy alles geweet. Maar een ding het God van hom weerhou. Ek wil by die kerk deel vanmôre, maar ek wil eers die woord vir die bietjie oopbreek. En ek wil vir u sê dat somtyds is die pad wat ons loop, die pad van Hanna. Daar's sekere goed wat nie vir jou waar gemaak is tot op vanoggend nie. Sal my stem? Nie alles het die Here vir jou gegee wat jy gevra het. Dan wonder ons baie keer, Here, u wat die goeie Vader is, u wat die Seun is, die voorspraak, waarom het dit nie bewaarheid geword vir my lewe nie? Ek sien hierdie 2 voorbeelde. Ek wil Hanna gebruik en dan gaan ons na Daniel toe gaan en ek sê vir die Here, ek verstaan nie, dit is so wyd. Maar hierdie 2 vroue en Penina wat dan vrugbaar is, sy was getart. Dit was 'n skande gewees om nie 'n seun te hê nie. Dit was 'n skande gewees om nie 'n kind te hê nie.
Terwyl dit God was wat die moederskoot gesluit het, was dit in daardie dae 'n skande gewees. En daardie tarting elke jaar, jy moet verstaan wat sy deurmaak, daardie kyke elke keer as Penina weer swanger is en sy kyk vir haar mededingster, die woord noem die mededingster, dan sê sy, ek is alweer swanger. Jy het niks. En is dit nie so in die wêreld dat hulle baie keer op jou neersien? Hoorie, maar jy's niks. En as Christen baie keer vingerwys. Kyk wat het ek. Ek wil vanmôre vir u sê, alles wat ons het is uit genade. Hanna se naam in Hebreëus is genade. Want daar was genade vir haar gewees, toe God besluit het, hy gaan haar raak sien. En ek wil vir u sê, wanneer jy nog nie die belofte verkry het nie, kom ons vat 'n voorbeeld en ek is baie keer, en hoor my, daar's nie iets fout my nie. Ek is baie keer jaloers, beklemmend. Ons sal dit nie maak nie, man sal dit nie maak nie. Maar dat ek nie die gevoel kan kry wat 'n vrou het, om lewe in haar te voel, en te weet dat die belofte is aan die kom nie. Kyk, as by die geboortebesigheid kom, ons sal dit nooit maak nie, 'n man kan nie. Ons is nie gebou daarvoor. Maar as ek net, ek het deur die hele proses gegaan van Adrie. Ek het siek geword in die oggende. Ek het soort van 'n koneksie gehad. Ek het met haar gepraat, terwyl sy haar maat gedra het. Dit was my kosbaar. Dit is my kosbaarste ding wanneer 'n vrou swanger is en God het gegee. En ek wil vir u sê dat jy weet nie dat jy die belofte dra as jy dit nie voel. Die beloftes van God moet jy in jou sielsdimensie alreeds voel. Here, hier is 'n roering hier binne in my. Daar's iets wat beweeg. En hoeveel van ons is daar vanmôre wat geen beweging het nie? Doodgebore beloftes. As daar fetusse wat sterf, babetjies wat sterf voordat hulle gebore is. Doodgebore beloftes. Ek wil vanmôre sê, Here, laat hierdie kerk soos Hanna wees. Ek wil my siel uitstort voor God. Ek gaan dit vir u mooi verduidelik net nou. O, die naam van die Here. Hebreëus is shafah. Dit is om soos olie uit te gooi. Dit is om jou hele binneste uit te gooi op die grond. Dis wat dis baie min kontekste wat hy het gebruik. Die woord word nie baie gebruik in die konteks van die Torah, in die oorspronklike teks nie. Maar hy sê eintlik, sy het haar hele sielsdimensie uitgestort voor God. Weet jy wat beteken dit? In jou sielsdimensie is jou gewete. In jou sielsdimensie is jou gedagtes. Jou verlede is daar vasgevang. Dis waar ons gaan verantwoording voor God doen vir die troon. Hy is onsterflik, jou siel. In jou sielsdimensie is jou gevoel. Is jou hele menswees vasgevang. En wat mense doen baie keer, as hulle by God kom vir 'n situasie, dan is daar een deeltjie. Wat ek sal hierdie deel, ek sal dit maar uitgooi, en hoop, dat God se genade my gaan raak sien. En die Gees van die Here sê vir my, terwyl ek stil raak en met die Here praat, as my volk, hy sê mos oor wie my naam uitgeroep is, maar as my volk, hierdie gedeelte, nie hulle siele uitstort, volkome voor my aangesig nie, kan my beloftes nie van krag word vir hulle nie. Dit het my getref. So ek wil vir u sê, vanmôre, vanuit jou siel uit,
As jy na God toe kom, ondersoek jou gedagtes, ondersoek waar jy was, ondersoek waarmee jy besig is, ondersoek dit wat 'n situasie in jou lewe is, ondersoek dit wat jou gevoel is, en bring dit alles na God en sê, Here, hier is ek, my volle pakket. Ek stort dit voor U uit, en dit hoef nie 'n geraas en harde gebed te wees nie. Dis soms net die beweging van die lippe, want die kenner van harte sien wat aangaan. Op 'n stadium toe ek na God roep iewers, toe sê ek, Here, ek het nie hard gebid nie, ek wonder of U weet wat ek bid, maar ek wil vir U sê, hy ken die versigtiging van elke hart, van elke lip wat beweeg, ken God. Hy weet wat in U hart aangaan, en ek wil vanmôre vir hierdie kerk sê, begin om jou siel in totaliteit uit te stort voor God, begin om jou siel oop te maak voor God, dat die beloftes van God vir jou van krag word. En dan die groot belofte wat ek net oor sal praat. Ons gaan na Daniël 3 toe, sal jy gou saam met my blaai. Die Bybel sê Daniël 3. Ek sal net sien as ek die twee gedeeltes bymekaar bring. En oor die 4 oond, Daniël, die manne saam met hom, Daniël 3 vanaf vers 1. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Okay, so daar was geld. Sy hoogte was 60 L, sy breedte 6 L, en hy is opgerig in die dal van Dura, in die provinsie van Babel. Babel beteken in elk geval verwarring. Daarna die koning Nebukadneser, die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld van koning Nebukadneser, wat hy opgerig het. Vers 4. Hulle by mekaar gekom na vers 4 en 'n uitroep het hardop, ek slaan 'n bietjie verse oor, geroep. Julle moet aangesê oor volke, nasies en tale. So hy praat nie net met hulle eie volk. Volke, nasies en tale, dis presies waar ons is vandag. Sodra jy die geluid hoor van die horing, die fluit, die siter, die luit, die harp, die doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Hy wat nie neerval en nie aanbid nie, sal op 'n daad binne in die brandende vuurhond gegooi word. Daarom het op die oomblik, toe die volke die geluid van hierdie instrumente hoor, noem hulle almal weer, vers 8, op grond daarvan, tegelykertyd die Chaldeese manne nader gekom en die Jode aangekla. Vers 12, as daar's Joodse manne wat in U bestuur van die provinsie Babel aangestel het, so hulle het ampte gehad, hierdie manne, Daniël en sy maters. Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle ook koning aan U nie gesteer nie. Hulle dien U gode nie. Nou gode, meervoud. En die goue beeld wat U opgerig het, aanbid hulle nie. Toe Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. Daarop die manne voor die koning gebring. Hy sê, ek gespreek vir julle gesê, is dit met opset, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie. En die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie. As julle dan nou, sodra julle die geluid hoor, noem die al die instrumente, die bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het, te aanbid nie. Hy sê, goed, maar as julle nie aanbid nie, as julle onmiddellik binne die brandende vuurhond gegooi word, en wie is die God, wat julle uit my hand kan verlos? Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord het, en koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om U hierop te antwoord te gee.
Dis lekker as jy God in jou kant het. Ons ag dit nie nodig om 'n antwoord hierop te gee nie. Nou ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar nie so nie, laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat hy opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstreke het verander. Abednego as antwoord het bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat dit eintlik nodig was. Sommige van die sterkste manne van die leer wat daar was, te bevel gegee om die 3 manne te boei en om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Ek slaan die plekke oor. Toe is hulle geboei met hulle mantels, hulle broeke, hulle tulbande, hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. As jy bietjie verder aangaan, dan sal jy sien, vers 25. Hy vra by vers 24, al het ons dan nou nie die B gedeel, het ons dan nie 3 manne boeiend binne in die oond gegooi nie? Nebukadneser vra dit. Antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning. Die antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die 4de. Halleluja! Kyk wat sê die koning, lyk soos 'n gode seun. Dit was nie 'n gode seun nie. Dit was die God van Israel, en meeste mense sê, dit was die seun van God. Saam in die vuuroond is sy gelaat, halleluja, nie soos die van 'n gode seun, die 4de een. Want daar was 'n opening, sal jy sien in vers 26, brandende vuur oop, en daarom sê, die knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Uit die vuuroond gegaan. En baie belangrik die laaste gedeelte, vers 27. Hy sê, daardie man het gesien in die vuur geen mag oor hulle liggame gehad, en hulle hare en hulle hoof het nie geskroei nie, en hulle mantels geen verandering ondergaan, en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie, net tot so ver. Is dit nie 'n wonderwerk? Hierdie beeld was 30 meter hoog. En die oond was 'n industriële oond wat dan 'n boplek gehad het waar hulle dan die offers gegooi het. En dan het hy opening gehad van waar 'n koning op 'n hoër gedeelte met sy amptenare gesit het en kon insien wat in die oond aangaan. En wat verbasend is dat hierdie oond al hoe warmer gemaak is. Maar my God kom in die warmste van omstandighede, in die vurigste omstandighede, dan loop hy saam met jou deur die vuur. Hoor vanmôre die woord van die Here. Daniël het al reeds die belofte wat Hanna sou hê, 'n sedense bediening. Hy het al reeds sy belofte by hom gehad. Hierdie was 'n ou wat 3 keer 'n dag gebid het, die vensters na die ooste toe opgegooi het, onwrikbaar. Hierdie was een van die voor gebeurtenisse, voordat hy in die leeukuil gegooi was die vuuroond gedeelte. En ek wil u sê, vandag se oorwinning kan jy bly oor wees, môre kom daar weer 'n nederlaag. Hoor vanmôre wat ek vir u sê. Maar God is en hy bly betrokke. Hy kan nie verander. Daniël se naam in Hebreëus is God is my regter. En ek wil vir sê, wanneer God jou regter is en hy's by jou, gaan God saam met jou deur elke krisis. So Daniël het geweet, omdat hy soos Hanna 'n gebedsverhouding gehad het, dat die beloftes sy deel is. En ek kan nie klaar sê, Daniël se siel was uitgestort soos Hanna. Daar was niks wat versteek was vir God. Die kerk vra vanmôre, deur die vraag van die Heilige Gees in my binneste, is daar dalk iets
wat iewester in jou sielsdimensie nie uitgesorteer is met God. Ek vra dit vir die kerk op grond wat God my vra. Is daar iets wat dalk nie uitgesorteer is nie? Is daar dalk iets wat jy die Here moet vra? Here, wys my. En sommige van ons, baie van ons weet, Here, hierdie deel in my sielsdimensie hou ek terug. En die tragedie is baie gaan deur die doopwater en kom ander kant uit. En is daar steeds dinge in die sielsdimensie wat hulle nie meer wil deel nie. Ek weet, is nie gewilde prediking nie. En ek gee nie om nie. Ek sê wat God sê. Maar die 3 manne kry heidense name by Nebukadneser wat heidense koning is. En weet jy wat beteken hierdie koning se naam eintlik? Nebukadneser beteken hy is die beskermer van die gebied. Die vyand voel en hy gaan sy gebied beskerm as hy siele in sy kloue het. Mense word vasgevang deur die vyand, deur omstandighede en hy hou hulle daar. Totdat daar 'n totale sieluitstorting kom. En hoor vanmôre, ek wil hê dit moet indring, totdat daar 'n totale sieluitstorting kom voor God. En die Here weet dat jy werklik ernstig is. Dan gaan u sien, in die moeilikste van tyd, dan tree God toe in jou vuuroond. En jou kinderloosheid, kom daar 'n belofte, en jy word swanger met die belofte wat God vir jou maak. Hoor jy vanmôre die woord van die Here. Ware geloof kyk nie na die uitkoms, of dat dit wat dit vir my kan bring nie. Ware geloof in die eindresultaat, wil ek vir u sê, werk rondom die wilsbesluit van God. Dit werk rondom gehoorsaamheid. Hoor ek wat God vir my sê, kom ek na die boedelingsbank soos ons voor jare gepraat het, en maak ek waaragtig my saak reg. Jy weet, dis die probleem wat ek het, as so Johnny, is dat ons in 'n kultuur vasgevang is, en daardie gangetjie oor die jare is ons geleer, en dis in al ons kerke is 'n standaard. Die saak met die Here regmaak, hande op, en nou word al gesê, moenie bekommerd wees nie, ons gaan nie julle uithaal nie. Dit is deel van die stelsel, né? Moenie worry nie, ons gaan vir jou bid so in die bank. En hoor jy so, bid net agter my aan, die sondaarsgebed. Weet jy wat doen jy? As die persoon wat saam bid, as die pastoor, as die ouderling, jy hou die asblik se deur so half toe. Ek het gesien hoe hulle dinge los by die altaar. As mense kom regmaak met God, en hulle siele kom uitstort. Ek sê, dit is weer tyd, dat ons voorbidders, die kernorganisasie wat kosbare werk doen, weer as daar 'n uitnodiging kom, siele vat, na die bidkamer toe, en met hulle deel oor hulle siele. Halleluja. Ek weet, dis nie lekker nie, maar ek wil vanmôre vir julle sê, dis nodig, om somtyds, en in die begin veral, alles uit te bring, en met God besigheid te meen. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Die vuur was eg. Stem nie? Dit wat jy deurmaak in jou liggaam, dit wat jy deurmaak in jou gees, dit wat jy deurmaak finansiëel, is eg. Dan sê die ouens, jy positief praat man. Natuurlik moet ons positief praat, maar as dit nie met jou goed gaan nie, gaan dit nie goed. Maar ek vra jou vanmôre, wanneer laas het jy waaragtig jou siel uitgestort voor God,
Want dit gaan nie net oor die eerste keer van bekering nie, dit gaan oor daarna, is daar spinnerakke binne in die sielsdimensie, as ek die woord mag gebruik, wat mense toekoe kon, en weet jy wat, hulle kan nie oopmaak voor God en sê, Here, ondersoek my nie. Wat sê die koortjie, search me, O God, and see if daar 'n weg is, wat nie vir u aanvaarbaar is. Dawid sê dit is wat hy in die psalms uitroep. Die doodstraf in hierdie geval was erg. Maar weet jy wat Daniël en sy vriende komprimeer nie? Want hulle was uitverkoop totaal en al aan God. En daarom wil ek vir u sê, as die soldate wat hulle gebring het, die Bybel praat van sterkmanne, het hulle geboei, hulle daai tyd geboei met toue. En jy weet hoe lyk die oosterse ouens met die tulband, hulle het die tulband, Daniël, hulle was in die sisteem vasgevang van die tulband, waar Abraham hulle die doek gedra het, en die baard en die rok, was hy vasgevang in die sisteem van 'n tulband, en hulle driekwart broek aangehad, en hulle het 'n sekere kleed oorgehad met 'n mantel. Dit was deel van hierdie Babyloniese manier van aantrek, want hulle was aangestel in die streke. So die kleredrag gedra. Dis hulle daaglikse uniform. Hulle was met hulle kleredrag gebring, en toe die offisiere naby kom om hulle in te gooi, toe verskroei hulle. Jy sien, God maak jou fireproof. Ek wil vanmôre vir u sê, God maak jou vuur vas. Fireproof beteken, daardie pakke wat hulle by die vuurspewende berge, by die lawe, waar die ouens so staan die meters van die lava, hardloop het so 1500, 2000 grade, as die lava so uitkom, daai ou kom niks oor nie, maar dat hy klere uittrek. Die Heilige Gees beskerming met die bloed, wil ek vanmôre vir u sê, bring vir jou by 'n plek, hoe warmer dit raak, wil ek vir u sê, hoe lekkerder word dit vir jou, want jy sien die omstandighede, maar aan jou sal dit niks doen nie. Soos nie alles negatief wat ek preek vanmôre nie, as 'n positiewe uiteinde. Hulle sterf by die oond. En ek sê wat hy wonderlik was, hulle is afgegooi. Dit was julle, die ouens wat hulle verbrand het hulle ingegooi, so wat hulle die metale, hierdie industriële oond het hulle koper, staal gesmelt. Ek gaan nie nou die grade gee. En hulle is afgegooi ondertoe, en die toue het afgebrand. Want die tou was nie deel van het kleed nie. Jy hoor wat ek sê, dit wat jy mee geboei is deur die vyand, sal afbrand in God se vuur, in sy teenwoordigheid. Dis hoekom wanneer die Heilige Gees baie werk, en wanneer God se Gees werk, ek was in 'n diens gewees, wat die Italianer wat op die myn gewerk het, saam met Apostel Addy van Wyk nooi hom saam, hy bly by hulle, hy was nog nie pastoor gewees nie, maar hy was baie aktief en hy nooi die Italianer, het ek gesien in die diens, waar hy die ou sit in die môre, dat die trane loop, hy verstaan nie 'n woord Afrikaans nie, maar die salwing het die ou oorgeneem. Ek wil vanmôre sê, dat die salwende krag moet terugkom in die huis van die Here, en hy gaan terugkom as waar mense by hulle siele uitstort voor God, en wanneer ons weer by 'n plek kom, waar ons sê, Here, my alles op die altaar, ek wil vanmôre vir u 'n offer wees, wat u aanvaar. Daniël was op die plek, my broer en suster, wat hulle offers aanvaarbaar was. Hulle die beloftes al reeds in hart gehad, dat God gaan hulle deurhelp, soos Hanna die wete gehad, die woord sê, gelaat het verander. Sy is huilend in, sy het met 'n glimlag teruggekom, en sy het begin eet, want sy het die wete gehad, ek weet, verseker. Dis wat God vanmôre vir ons wil sê. Babel is daar tans, was in waar die moderne Irak is tans, is in daai omgewing waar Babel was. Hierdie oonde was gebruik gewees om massiewe hoeveelhede staal en so meer te smelt. Nou teer wat ons ken vandag is bitumen. Dit kom natuurlik voor daar, uit die woestyngrond is daar plekke waar daar poele is, jy kry bitumenmere, teermere, daar is min goed wat brand, soos bitumen.
Hy het 'n geweldige hoë ontvlammings. Jy sal sien, daar staan vlamme partykeer as hulle hierdie warm teer gooi. Hy's vuurwarm. En teer brand in en hy brand vas. En hierdie oond het ek naslaanwerk gaan doen, was gedryf met bitumen wat hulle uitgehaal het daar. Hulle het hulle eie houtskool gehad. Hulle het olie deurdrenkte materiale van sekere blare wat olies kan opneem, ingegooi. En toe hy sê, maak hom 4 maal warmer, wil ek vir u sê, dat hierdie oond, ek weet nie hoe dit gelyk nie, want hoe warmer vuur word, hoe ligter word dit binne-in. En ek dink dat was soos 'n aanskake lig, toe die 4de persoon in daardie oond, hy was nie ingegooi nie, hy het ingeloop. En toe hy inloop, dan word dit helder lig. Want as God in die 4 omstandighede inloop, sien jy nie charcoal en verbrande lyke en mense nie, dan sien jy die heerlikheid van God in die ernstigste vuur. Halleluja. Loof die Here. Ek wil sê, hy het met brons uitgelê en hy het staalhekke gehad. Die touwe is af. En hy gaan na 'n punt toe. Die wegraping van die kerk is op die hand. Baie uitlatings is gemaak. Ons weet onlangs deur bekendes, en reg oor die wêreld is daar uitlatings gemaak. Ek wil vir die kerk van die Here sê, dis tyd dat ons hele siel uitstort, omdat die geloof van God in ons hart vir die belofte van die Vader pos sal vat. Hy kom. Hy kom. My vraag aan jou vanmôre, aan elkeen hier vanmôre, is jy gereed as hy kom? Is ons waaragtig gereed vanmôre? Jy weet, jy kan die hele wêreld blaf om jou en jy kan jouself oortuig. Maar God weet en jy weet in jou binneste as dinge nie uitgesorteer is nie. Nebukadneser het polities hierdie wêreld van hom in Babel het hy regeer. Babel beteken verwarring. Is dit nie so, ek vra, dat ons verwarring om ons het nie? Net Suid-Afrika in die wêreld. Daar's 'n Babelse verwarring in die wêreld. Want die Nebukadneser van hierdie wêreld, die heerser van die gebied, onthou hy het heersingskap tydelik, wil beheer vat oor die wêreld. Is dit nie so dat die wêreld onder druk geplaas word nie? Daar moet kultuurvermenging wees in ons land, oor see. Daar moet gewoontes aangeleer word. Dit is maar reg, dat die Sangoma kom, en ek is nie bang nie, om die parlement te open, maar dit word nie meer in die naam van Jesus gedoen. Dit is maar aanvaarbaar in die wêreldse sisteme, dat daar nie meer gebid word nie, en as hulle bid, en ek het dit ondervind, selfs, en ek gaan dit noem vanmôre, ek is nie bang nie, by die oude huis, wat leierskap gesê het, ons het verskillende gode. Ons kan nie net sommer hier bid in die naam van Jesus. Ek praat van 11, 12 jaar terug, het dit hier gebeur. Ek was geskok gewees. Dit is tyd dat Jesus weer die koning van die koning sal wees, van die kerk en van die wêreld. Hulle wil hê, ons moet kompromeer, by jou werk, by jou kerk, in die sisteem moet jy kompromeer. Dit is fyn om sekere goed toe te laat. Dit is fyn om te kom soos wat jy is. Dit is fyn om te sê wat jy wil sê. Dit is fyn om te aanbid soos wat jy bid. Ek wil vir jy sê, dit is nie reg in God se plan nie. Kompromering is die deel van God se plan nie. Dreigemente, klink dit bekend? In ons land? Nebukadneser het gewerk op dreigemente, om vrees te saai. Dis wat jy kry, dreigemente in die wêreld. AI wat inkom, daar gaan nou AI tipe prediker wees, hulle sê, wil jy sal beter wees, jy sal kom maar bly waar jy was, jy gaan die hele boodskap kry uit AI, uit beeld wat jy kan kyk, dan is die mens wat daar agter is nie.
Waar is die woord van God, waar God sê, en waar 'n prediker hoor en sê, so sê die Here. Ons moet versigtig wees, en daarom waarsku ek vanmôre, want die koms van die Here is naby. Dis plekke van verwoesting. Ek wil vanmôre weer sê, die wegraping is hier. Die wegraping is hier. En waar is die kerk? In 'n oomblik, in 'n oogwink, sal die kerk weggeruk word. Ek wil vra waar ons. Nou kom ek by die kern. Daar is een ding, en ek gaan begin afsluit, wat Jesus nie weet nie. Ja, toe ek het lees, so my God kan dit wees. U sien maar as hy geweet het, so ek en u ook geweet het. En hoor wat sê hy, in Markus 13:31. Markus 13:31, hoor wat sê hy. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Onthou hy is die woord. En onthou hy weet alles. Hoor wat sê Jesus oor homself. Die seun, dis hoekom ek sê hy weet nie alles nie. Hoor vanmôre. Want daardie dag en die uur weet niemand nie. Hoor wat sê hy. Ook nie die engele in die hemel of die seun nie. Maar net die Vader. Sien, dis waar ek by kern kry. Ons gaan nie goed praat hier wat die skrif is nie. Nie engele in die hemel of die seun nie. Daardie dag, so Jesus weet nie alles nie. Daardie uur, hy weet nie van elke ding, want hy weet nie die uur nie. Hy weet is naby, totdat God die opdrag en ek sê hoekom, laat ek myself kwalifiseer. Dis nie maar net in die wind skiet nie. Alles word geskaar op hoe die Joodse wet werk. Die Joodse huwelikswet werk so, en ek gaan nie alles uiteensit, ek gaan net vinnig sê. Werk so, die pa berei die huis voor. Jesus toe hy weggaan, toe sê, gaan om vir 'n plek voor te berei. Die huis is klaar daar. Ek weet nie of hy wat dekor, ek kan nie verstaan, ek weet nie wat het hy gaan doen, maar die pa in die Joodse kultuur berei die huis voor. En die pa besluit, wanneer die seun of hierdie jong bruidegom die bruid moet gaan haal. Hulle is by mekaar. Hy is aan die regterhand van die Vader. En die opdrag gaan weldra kom. Die huis is gereed. Gaan haal jou bruid. Ek wil die kerk vra vanmôre. Jy wat inkyk vanmôre, hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou siel? Is dit werklik waaragtig uitgestort? Want na die uitstorting van dit wat van binne is, moet die belofte posvat, dat daar is 'n plek. Jesus kom weer. Daarom wil ek vir u sê, die huis is voorberei en die opdrag gaan kom, gaan haal jou bruid. Want niemand ken nie die dag en nie die uur nie. Hy staan ons advokaat, ons intreder, hy is ons voorspraak voor God. Maar hy gaan deel van die regterstoel word die dag, as ons voor hom staan, wil ek vanmôre vir jou sê, dan word hy die regter, saam met God. Ek wil vir die kerk vanmôre sê, lees net die laaste gedeelte gou saam met my, dan sluit ek af. As jy bietjie verder gaan, Markus 13:33, pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Hier sê dit weer 'n tweede keer Jesus aan hierdie disippels oor die waaksaamheid. Dis 'n profetiese rede, die opskrif, dit wil sê dis 'n profetiese woord aan die kerk. Dit is soos 'n man wat op 'n reis is, wat sy huis agtergelaat het, sy diensknegte volmag gegee het, vir elkeen sy werk het aan die deurwagter bevel gegee om te waak, is alles te doen met die hemel en met Jesus. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, die aand
of die middernag, of met die haan gekraai, of vroeg in die môre nie, en dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. Hier is diep. En wat ek vir julle sê ek vir almal, dit wil sê vir die liggaam van Christus, waak. Waak beteken is om wakker te wees. Sal God nie help dat hierdie kerk aangewakker word in jou gees, dat ons sal seker maak, weet jy wat, gaan wonderlik wees, as ons mekaar so sal kan sien in die heerlikheid. Nie ons vir mekaar erken, jy moet verstaan vanmôre, dis nie 'n plek waar jy net daar se gees rondhang nie. Jou sielsdimensie van jou verlede, dit wat jy onthou, dit wat jy weet, jy gaan die ontslapenis, wie gesterf het voor jy, gaan jy sien. Jy gaan hom sien. Pastoor, jy gaan jou familielede sien. Julle wie kinders verlore, julle wie geskiedenis het, julle wie familielede verlore, jy gaan hulle sien, hulle gaan mekaar herken. Maar ek vra u vanmôre, terwyl die musiek vir ons gaan speel, al word die oond al hoe warmer, die huis is voorberei. Belofte van God is deel van hierdie kerk en van die liggaam. Al sy beloftes. Kom ons staan. Kan ek u vra om te staan, elke oog gesluit. En ek gaan die verskoning maak vir my aksie vanmôre en vir my uitnodiging nie. Maar ek wil jou vra en ek wil jou konfronteer vanmôre. Is jou saak waaragtig met God reg? Kan jy werklik sê vanmôre, as die Here vandaan kom, as ek sterf vandaan, gaan ek dit maak. Dis een oomblik en jy's weg. Ons het 'n broer in die kerk gehad, hy sê terwyl hy ry op pad myn toe skiet iemand op hom uit 'n verbygaande voertuig. Hy sê in die koelmis om met 100 mm agter deur die agtervenster regdeur. Hy's amper deur sy kop. Hy sê een oomblik, toe besef hy, ek kan sterf. Ek vra die kerk van die Here vanmôre, ek vra jou vanmôre, God se Gees kom hier en hy vra jou vanmôre, waar staan jy werklik vanmôre ten opsigte van God se woord? Draai jy die belofte van God in jou binneste, nie het vir die tydelike nie, maar voordat jy het gaan maak, het jy werklik die belofte joune gemaak? Beweeg dit binne in jou. 'n Baba beweeg van 9 maande tot by daardie geboorte, is daar beweging in die maag. En dan op 'n tyd, hierdie laaste, dan draai die fetus om, dan is dit nie meer net 'n fetus nie, want is tyd vir die geboorte. Ons is by die omdraai tyd. Ons is by die omdraai tyd. Kerk van die Here, hoor vanmôre, as ek nog nooit ernstig was nie, hoor vanmôre, die Gees van die Here, dit is tyd vanmôre om te weet, dis omdraai tyd. Dis daar waar die geboorteproses gaan plaasvind. Hy kom om sy kerk te haal en is nou lank van hier nie. Hoe lyk ons vanmôre voor die Here? Ek kan vir my sê, ek is al 30, 50 jaar op die pad. Ek gee nie om nie. Ek vra jou, het jy waaragtig met God vrede vanmôre? Waar staan jy? Elkeen in hierdie gehoor, ek konfronteer myself vanmôre. Waar staan ek? Ek gaan jou nie eens vra om jou hand op te steek nie, want die Gees van God weet alles. Maar ek wil vanmôre 'n snaakse ding vra, dat hulle wil seker maak dat die vorentoe sal kom. As jy die een is, is dit reg vir my. Dit is God se woord gegee, so wat God gesê het. Ek is nie hier om moderne prediking toe te pas van God seën jou, jy gaan jou musies kry, jy gaan God gaan vir jou. Ek sien daar dit 'n preek vanmôre nie. Ek preek vanmôre uit opsluitlik dit wat die Gees van die Here vir my gee. Is jou saak waaragtig reg? Is jou siel uitgestort voor God? Het jy God nie werklik nodig nie? Of is jou eer belangriker vanmôre, jou naam? Hulle kan nie nou kyk dat ek uitgaan nie. Ek gee jou geleentheid vanmôre.
there be Ek gee nie om wie wat sê nie. Ek luister wat God se gees van my gee. Ek wil nie goed vra. Sê wat sê ons nie deur op wat van die bidkamer so nie. Almal beweeg deur bidkamer toe. Kom ons beweeg deur bidkamer toe. Vandag vir jou sitplek kry. Om jy dan vir jou teamwerk kry. Die ander pastore, die ander hulle die is wat weet. En jy het weer die belofte. Kom saam met jou bid. Dis tyd dat ons terugkom in die bidkamer. Dis tyd dat ons weer ons saak voor God reg maak. Laat jou siel uitstort vanmorgen. Maak seker vanmorgen kind van God. Die laaste geleentheid. Die laaste geleentheid. Maak seker. Maak seker. Maak seker. Maak seker. Maak seker. Oh, maak liever seker. As jy so sterf, ga je dit maken vandaag. Als God je werkt, ga je dit maken. Dat is tijd, zei die Heer. Dis tyd. Daar kom vuurwind, omstandighede. Daar is tyd. So die woordjie deursing, dan gee ons nog 'n bietjie geleentheid. Be free. om saam met jou te bid. Maar mag jy uitbeweeg met die wete, die belofte is myne. As Jesus kom, maak ek dit. As die volgende 4 uur kom op die leeukuil, ek gaan daar deur gaan, hy saam met my. Asseblief staan vas, glo God, hy gaan vir u dra. En as jy uitgaan, as daar nie iets verander het, die sê, Here, ek het weer nodig, ek moet daar by u kom. Halleluja. Die Here het iets gedoen vanmorgen, en ons gee hom lof offer, halleluja.